Welkom by die Klipkouers Potgooi reeks waar ek gereeld gesels met entrepreneurs en impakmakers ten einde die beste praktiese advies met jou te deel. Ek is jou gasheer, Jacques Passon. En onthou om ons nuwe besigheid van landbou potgooi reeks, genaamd Boerpot, te luister. Laat die wiele rol. Janiel de Villiers is 'n legende in die motorsport wêreld en 'n trots Suid-Afrikaanse produk. Tussen 1997 en 2000 wen hy die Suid-Afrikaanse touringcar kampioenskap 4 keer. In 2003 maak hy 'n indrukwekkende Dakar debuut met Nissan deur in die 5de plek te eindig. Saam met Volkswagen behaal hy 'n 2de plek in 2006 en 'n oorwinning in 2009. Met 'n loopbaan wat meer as 2 dekades strek, is de Villiers 'n meester van konsekwentheid met tallose top 10 posisies en 15 podiumverskynings. As 'n hoeksteen van die Toyota Gazoo span, spandeer hy baie van sy tyd om die Hilux te ontwikkel in veral die Namibiese en Kalahari woestyn. Lekker leer en lekker luister. Janiel, welkom. Baie dankie. Dankie vir jou tyd man, dit is so 'n groot voorreg om met jou te gesels. Dit is ons het ek wil seker maak as 'n kompliment as ek sê, weet, back in the day het ons Sarel van 'n Merwe gehad. Jy weet, en ja. jy's die nuwe generasie Sarel, nee. Maar een van my vrae is wie's die ou na jou? Jy weet, ek's nogal nuuskierig om te hoor wie gaan vir Janiel opvolg. Wel, jy sê nou ek is die nuwe generasie, ek is ook al 'n ou generasie nou. Maar is nie 80 nie. Nee, dan nog nie, nee, hopelijk het ek hom nog so 'n paar jaar. Ja. Maar nee, jy weet, Suid-Afrika het baie talent. Dit is net altyd jy weet, om die ouens 'n geleentheid te gee, want obviously is motorsport 'n diersport en om in te kom is nie baie maklik nie. Jy moet op die regte plek wees op die regte tyd. En ek was baie fortunate en baie gelukkig dat ek op die regte plek op die regte tyd was en jy weet, ek het die geleenthede gekry. So dis net vrek moeilik deesdae vir jong oudjies om daai geleentheid te kry. En ons het, soos ek nou net gesê het, ons het vrek baie talent hier. So hier's nog baie Sarels en daai tipe ouens en ons moet hulle net die geleenthede gee. So ek is seker die volgende mannetjie sal binnekort sy verskyning maak. Ons sal 'n bietjie daai uitpak. Ek dink dit is 'n baie belangrike punt wat jy maak. Ek wil amper sê die besigheid van motorsport, nee, wat is daai ekonomiese realiteite, ja. Maar kom ons nou daarby, maar waar het alles begin? Vertel ons, waar het jy groot geword, die pad wat jy gestap het en natuurlik ook, jy weet, wat was daai pad in motorsport in? Wel, ek het op 'n baie klein plekkie groot geword, 'n plek met die naam van Berrydale. Ek weet baie mense weet nie waar dit is nie, dit is 50 km aan die ander kant Montetjie en my pa daar geboer. So ek kom van 'n klein plek, 'n plaas af. Ek was basies, jy weet, ek was in 'n klein laerskool op skool. Okay, hoërskool het ek na Parel Gimnasium toe gegaan. Maar jy weet dit baie waar jy vandaan kom nie. Ja, so my pa is 'n groot motorsport entoesias, jy weet, hy hou meer van karre as wat ek al van hou. En hy het vir my so 'n klein go-kart gebou toe ek 4 jaar oud was op die plaas met 4 oppomp krybaar wiele en 'n 200cc grasnyer engine. Die dingetjie het so 50 km/h gedoen. Tjoh, dis vinnig, dis vinnig. Ja, dit was vinnig vir daai tyd, vinnig genoeg vir op die plaas. So ek het tamelik races gery met die ding. Ek het vir myself 'n baan uitgepak daar op die werf en 'n paar keer in die store vasgery en die tipe goeters, maar jy weet, dis maar waar die gogga gebyt het en toe ons na Parel toe trek, toe is daar nou obviously meer geleenthede. Ek was toe Parel Gimnasium toe en my pa het toe 'n motorbesigheid gehad in die Kaap en hy het toe vir hom 'n raceskar gekoop om mee soms so vir naweek op die breinbaan races ry by Killarney in die Kaap. So 'n gentleman racer effek. Ja, ons het een middag gaan oefen en toe ry ek vinniger as hy en toe sê hy nee, maar okay, nou moet ek maar ry. En dis letterlik waar het begin het. So yes, like. Wat jy sê gou, is dalk nou 'n stupid vraag, jy weet, ek het 'n welkom groot geword en ek is verlede week skiet ek daar verby Pakisa en ek sit en dink by myself dat ek dink toe aan my
jonger jare, jy weet die groep N met Tony Werner en nou Ben Morgenrood en Willie Hebben en daai lot. Maar die vraag is dit een van daai the luck of the draw? Met ander woorde, as jy nie naby 'n resiesbaan groot word nie, is die odds net wild teen jou, of help dit baie as jy, ek wil sê nou Kilani om die draai het, of Pakisa of Kailami for that matter? Wel, ek dink dit gaan definitief help. Ek bedoel, maar soos ek vir jou gesê het, jy weet, ek was gebore op 'n plaas, op 'n klein plekkie met die naam van Berrydale. Nou, ek was daar in die skool tot einde standaard 6. En toe het ek na die groot skool toe gekom. So ek dink dit maak saak waar jy groot word, maar obviously as jy nou later in jou lewe, dan moet jy blootgestel word daaraan. Ek bedoel, dis soos enigiets. As jy wil goed tennis speel, moet jy baie tyd spandeer op die tennisbaan en jy moet tennis speel. En is dieselfde ding met resieskarre, jy weet, jy moet tyd in die kar spandeer. Soos hulle op 'n fiets sê, time in the saddle. So Yes. obviously as jy naby aan 'n renbaan bly, kan jy gou vinnig afgaan en jy kan gou vinnig 'n paar rondes gaan ry en 'n bietjie 'n paar goed oefen en jy weet, leer van hoe om karre op te stel en daai tipe van goeters. So ja, definitief toe ons Parel toe trek, toe ons nader aan die renbaan en ons kon vinnig, jy weet, ons kon baie tyd daar gaan spandeer. So dit het definitief gehelp. En van daar af, wat was daai, kom ek vra so, hoe oud was jy toe jy nou op die go-kart begin ry het? Want wat ek saam met dit wil vra is, as ek kyk hoe jonger en jonger die ouens word, ek kry, of selfs die meeste van julle kampioene, dit voel vir my daar's 'n onderbewussyn ding wat ingebou is, want ek wil sê, as jy van 3-jarige ouderdom rond, daar sekere skill sets, dink ek, of meganiese skill sets wat ontwikkel, wat jy nie later kan inhaal nie. Maak nie saak hoe goed jy dalk kon wees nie. Ja, kyk, obviously, jy moet gebore wees, jy moet nog steeds die talent hê, jy weet, en 'n ou kan dit, jy weet, jy moet half gebore wees en jy moet daai ingeboude soort van talent hê. Maar obviously, hoe meer jy jouself blootstel aan, en ek was in 'n baie bevoorregte posisie op die plaas, en my pa vir my so 'n klein kaskarretjie go-kart gebou toe ek so 4 jaar oud was. So ek het middag as ek van die skool afkom, dan klim ek in die go-kart en ek gaan ry vir 2 of 3 ure daar op die plaas rond en ek time myself en jy weet allerhande sulke goeders. So dit help definitief baie, want ek het op 'n jong ouderdom het ek myself blootgestel aan jy weet, aan baie tyd in die kar. Yes. So jy het nou gesê talent. Definieer daai non-negotiables om 'n suksesvolle bestuurder te word. Kyk, ek het byvoorbeeld, ek het dit nou mooi gesien toe ek nou kinders gekry het. So ek het 2 seuns en my oudste seun het op 18 maande het ek hom op 'n fiets gesit. Jy weet hierdie balance bikes. Yes. Wat hy nou daar met sy bene aandryf. Ja, maar hy's 18 maande, dan ry hy op 'n single track agter in die bos. Ons bly so teen 'n bos. Hy ry daar af, ek hardloop agter hom aan. Ek is so bang hy gaan crash, maar hy het gemanage op 18 maande. Nou my ander seun kon dit glad nie doen nie. Dis interessant. So jy weet, dis wat ek sê, die talent. Ek bedoel, my oudste sê, hy het net 'n ingebore feeling van daai balans of iets. En dis definitief, jy word gebore daarmee of nie. Daar is seker goed wat jy kan obviously baie beter oefen, maar jy moet daai ingebore talent hê, definitief. Is dit ook, as ons nou, ek wil sê, as ons teruggaan, as ek dink aan Fangio, daai manne, né? Ek wil daai tyd was geld 'n barrier to entry, né? Dit was, ek wil sê, 'n rykmans sport. Maar ek wil sê, onder die ryk manne is die ouens wat uitgestaan het daai ingebore talent gehad. Daar is van die ryk manne wat ingebore talent het. Maar dit is ongelukkig nog steeds 'n probleem tot entry in die sport. Ek wil my eerste resieskar het R2000 gekos in 1989. En nou ek het daarmee begin resies ry. Nou dit was R2000 was toe meer as wat R2000 nou is. Ja. Maar nog steeds, jy weet, as jy nou wil entry, is dit definitief baie duurder in verhouding met, jy weet, wat ouens nou verdien. En dit raak al hoe moeiliker.
Maar daar is ouens wat geld het, wat talent het, of hulle seuns of hulle dogters het talent. Maar daar is ook natuurlik baie van hulle wat jy weet wat nie die talent het wat 'n Senna of 'n Fangio of 'n Schumacher of 'n Sarro byvoorbeeld gehad het. Yes. So ons sal nou by die, ek wil sê die economics kom, wat ons 'n bietjie geld praat, want ek is te skieurig ook, wat is daai van entry level af tot waar julle ouens operate. So jy toe nou daar begin rondjaag in die Kaap, wat het toe gebeur? Wel, ek het toe in die Kaap so 2 jaar gery, net in die local club series, en daarvan as ek groep N toe, so my eerste groep N kar het my R8,000 gekos. En daarmee het ek 'n seisoen gedoen, en ek het tweede gekom in die kampioenskap. Wat het jy gery? Ek het 'n Ford Laser gery, dit was my eerste groep N kar. Okay. En die kar wat jy toe moes gehad het om te wen was 'n Opel Kadett. Daai Bos, was dit die Bos wat hulle daai tyd gelees het? Ja, ek het in die laer klas obviously begin in klas D, die Superbos het in klas A gery. Pragtig. So ek het in klas D begin, en ek het toe 'n volle risiekar gekoop. Daai die 160 GSI het my R32,000 gekos. En daarmee het ek die kampioenskap gewen in 1993, en obviously, dis wat ek sê, dis ek op die regte plek op die regte tyd, en toe het die motorsport spanbestuurder van Nissan daai tyd, Pieter de Waal, het my gebel en gevra of ek nie volgende jaar vir hulle wil kom ry in die klas B kampioenskap in 'n Nissan Sentra nie. En obviously natuurlik sê ja, maar nou het jy 'n fabrieksdrive, jy word betaal om te ry, en jy weet jy het geen onkostes meer nie. Ja. So daai is die pinnacle, nee, is dit die eerste, ek wil sê daai is die pinnacle of die ultimate begin. As jy nie daar kan uitkom nie, vergeet dit, maar of jy met baie geld het. Absoluut, maar nou jy weet wat ek sê, in die regte plek op die regte tyd. Hulle het in 1994 het hulle 'n nuwe drywer gesoek. Nou, jy weet as daar 'n jaar tevore as hulle ouens gesoek het en daar het 'n ou begin ry, dan jy weet hulle dalk nie 'n ou nodig gehad in 1994 en dan was daar nie 'n sitplek vir my nie. Yes. So dis wat ek bedoel met jy weet jy het so 'n bietjie geluk nodig in die lewe om op die regte plek op die regte tyd te wees, en ek was fortunate daarom op die regte plek op die regte tyd te wees. So en jy weet daarvan af was dit toe factory drive met Nissan tot in 2005 en toe daarvan af was dit Volkswagen tot in 2011 en toe Toyota van 2012 tot op die huidige stadium. So kos gesels 'n bietjie oor hierdie handelsmerke, jy weet, en hoe as jy nou terugkyk, as jy weet die Duitsers met die Japaneese, hoe vergelyk dit? Wat het vir jou uitgestaan? Ek bedoel as jy nou selfs daai om met Nissan, wat was anders? Ek kan maar sê wat was lekker, wat was nie lekker? Hoe vergelyk jy spanne met mekaar? Ek wil amper sê wat is die dinge wat die average ou daar buite nie sal weet of bewus wees van nie? Wel, kyk as jy vir 'n vol fabriekspan ry soos Nissan of Toyota of Volkswagen, jy weet, dan is dit heeltemal anders. Maar ek moet sê die hoogtepunt vir my was natuurlik my Volkswagen jare wat ek het die Dakar gewen in 2009 met hulle. Nou en ek het ook ek het vir die Duitsers gery. So ek het nie vir Volkswagen Suid-Afrika gery nie, ek het vir Volkswagen Duitsland gery. So vir die amper jy kan maar sê die mothership. Yes. So die hulle budgets is net baie groter. So niks is ooit 'n probleem as jy wil, jy weet, jy kry alles van die beste. So hulle gee vir jou die beste kans om goed te doen in enigiets. So niks is ooit 'n probleem nie. Waarmee as jy ry vir miskien 'n plaaslike span of so, is die budgets nie so groot nie. En dan moet 'n ou 'n bietjie meer slim wees. Maar ja, elkeen het sy unieke, jy weet, Japaneese werk 'n bietjie anders as die Duitsers. Jy weet, almal is mos nog gewoond die Duitsers doen alles perfek en presies. Maar op daai vlak is dit baie dieselfde, jy weet, tussen of jy nou vir 'n Japaneese vervaardiger ry of vir 'n Duitse vervaardiger, dit is maar baie dieselfde. Jy moet op is maar dieselfde met Formule 1, jy moet op 'n sekere vlak, ek wil sê dieselfde gewoontjies en prosesse en sisteme hê, anders dan gaan jy dit nie maak nie.
Presies. Dat die basiese goed is maar dieselfde. Yes. Hoorie maar nou, Ja. ek wil vinnig vertel ons nou 'n bietjie in terme van daai journey van groep N na Dakar toe. Ek bedoel dis 'n helse sprong. So wat het daar gebeur en hoekom, jy weet, is dit weer eens die natural progression van groep N na Dakar toe? Hoekom nie argument so dalwe weet iets anders British touring, ja. Dit was heel toevallig. Dit is glad nie so 'n plan nie. Obviously het ek die Dakar gekyk toe ek 'n klein laaitie was en ek het tog al gedink hierdie ouens is crazy wat hier deur die woestyn ry. Maar ek het baanrenne gery tot in 2000 by Nissan en toe aan die einde van 2000 en ek het toermotors, ek was op daai stadium in toermotors gewees hierso en ek het obviously probeer om in toermotors te bly hier van die laat 90s af. Ek het 4 keer die kampioenskap gewen vir Nissan en toe ek het 'n paar toetse gehad in Japan in jy weet baankarre en GT karre. En ek het probeer om 'n drive te kry, maar ek kon net nie jy weet daar het net nie 'n deur oopgegaan vir my daar nie. Toe in 2001 toe sê Nissan maar okay, hulle gaan nou onttrek uit die toermotors uit en die toermotors val toe half plat. Maar hulle gaan nou hulle bemarking konsentreer op jy weet 4x4 voertuie en hulle gaan nou inskryf in die dit was toe die plaaslike off-road reeks. Okay. En of ek sal belangstel om deel te neem, want as ek nie wil deelneem nie, dan is dit ongelukkig die einde van die paadjie. So ek hou van 'n challenge en jy weet, why not? En dis letterlik hoe ek daar aangekom het. Okay, so dis weer een van daai dis was die timing, soos jy nou gesê het. Jy weet dit was die geleentheid was daar. En hulle besluit toe in 2003, hulle gaan na die Dakar toe. Sure. Toe ek 2 jaar onder die belt, amper 3 jaar onder die belt van offroad veteran. Ek het toe my die eerste jaar wat ek deelgeneem het in 2000, ek het in 2000 so aan die einde 'n paar wedrenne gedoen en in 2001 het ek die volle seisoen gedoen. Toe wen ek die kampioenskap daarso en 2002 nog hierso gery en toe 2003 besluit hulle gaan Dakar toe. En dit was ook van Nissan Europa, jy weet vir die mothership sal ek maar sê. Ja. En toe is ek in die Dakar. Yes. Nou ons sal Dakar bietjie uitpak, maar ek vra jou so, was dit 'n bomskok van plaaslik toe jy nou daar in die woestyn opdaag? Ja, nee, dit was 'n taamlike skok, jy weet. Ek het in my lewe nog nooit so lank wedren gedoen nie. Hierso ry jy een dag 300, 400 kilometer. Okay. 4-5 ure dan is jy klaar. Daar moet jy ewe skielik 14 tot 20 dae in 'n ry 400, 500, 600 kilos 'n dag. Ja. Ek onthou nog die eerste Dakar was vir my geweldig taai en hard. Ek het nog nooit in duine gery nie. Daar het ek die eerste keer in duine gaan ry. Maar ek het maar vasgebyt en ek het maar deurgedruk en ek het jy weet ek was toe nog op bevoorregte posisie die eerste Dakar toe eindig ek 5de. So dit was 'n droom begin in daai opsig. Ja, die tweede een was ek 7de en toe die derde ene by Nissan was ek 4de. En toe nader Volkswagen my. So dit is maar dis hoe die journey begin het, maar ek moet jou sê dit was baie taai in die begin. Dit was nie maklik nie. Dit was baie goed wat ek moes leer, maar gelukkig kon ek dit darm baas raak. So kom ons pak dit 'n bietjie uit. Wat is daai ek wil sê die voorbereiding. Jy weet die mindset, nommer 1, nommer 2 fisies. Jy weet hoe berei jy daarvoor daai twee dinge. Wat is krities? Wel, ek dink die kritiese ding in die Dakar is jy moet nooit opgee nie. Jy weet daar is al so baie stages wat ek gedoen het wat jy dink jy het in 'n slegte stage, jy dalk vasgesit vir 20 minute of jy het verdwaal of jy dit, dan kom jy by die einde aan as jy sien jy's derde of vierde kar. Maar die ander ons het net so baie probleme gehad. So die main ding van die Dakar is jy moet nooit tou opgooi nie en jy moet altyd deurdruk tot die einde toe. Dit maak nie saak hoe taai dit is of hoe rof dit is nie. Jy moet nie opgee nie. En jy moet aanhou
push soos ons sê, jy weet, jy moet so vinnig as moontlik probeer ry. Ja. Nou gelukkig was ek nog altyd van dat ek kleins af het ek het redelike deursettingsvermoë en uithou vermoë. So dat het dalk 'n bietjie in my guns getel, en dit help definitief in 'n wedren soos die Dakar. Maar ek dink ek sou sê dit is die main ding. Jy weet, verder moet jy maar sorg dat jy fiks is, fisies fiks is. Hoe lyk daai voorbereiding vir julle? Die fisiese voorbereiding. Ek ry baie bergfiets, ek hou daarvan. Ek dink is goeie oefening, so ek ry verskriklik baie vir die Dakar, so ek is nogal lekker fietsry fiks voor ek die Dakar begin, en dan moet jy maar net jy weet, jou algemene fiksheid moet net redelik goed wees. Jy moet 'n bietjie gym, jy moet 'n bietjie jy weet as jy 'n bietjie wil hardloop of wat ook al, jou algemene fiksheid en jou sterkte moet net goed wees. Gelukkig hou ek van oefen. Ek like dit, ek het nog my hele lewe lank het ek daarvan gehou. So ja, jy moet maar net sorg dat jy fiks is, en verder moet jy baie, jy weet, ons toets baie met die karre voor die tyd, so hoe meer tyd jy in die kar spandeer, obviously hoe beter is dit vir jou. Maar ja, dis maar die basis van dit. Wat is jy het nou interessante ding, weet, soos wat tegnologie nou ontwikkel het met GPS's en so aan, is julle nou vandag bewus van waar die oppositie is? Lig die span julle in, of hoe werk daai ding? Nee, ons mag geen kommunikasie hê met die span nie. Okay. As die stage begin, jy weet nie waar jou direkte teenstanders is nie. Ek wil sê dis die opwindende deel van die ek wil sê dis aspres daar, nee, dat jy's die gees van die wedren. Presies. So die eerste 10 spring 3 minute uit mekaar uit weg. So jy kan min of meer sien waar die ou wat voor jou is. Jy kan 3 minute weg so stof kan jy gewoonlik sien. Ja. So jy kan sien of jy hom inhaal en of jy terugval, en jy weet pas nou as die ou agter jou inhaal, dan het hy jou 3 minute ingehaal, so hy's 3 minute vinniger as jy, maar jy weet 'n ou wat 7 of 8 plekke voor jou wegspring, jy weet nie waar hy is nie. Ek het hom byvoorbeeld in al 'n paar keer spanmaats van my, dan hulle voor my weggespring. Dan kom ek by die einde aan, dan's ek voor hulle daar. Dan het ek hulle nie gesien op die stage nie. Jy weet, ek kruis byvoorbeeld miskien 400 meter links in hierdie Duinstraat kruis gaan ek oor, en hy is miskien 500 meter aan die regterkant, en daar het hy 'n gat vasgesit op iets, maar ek het hom nie fisies gesien nie. So ja, die woestyn is mos nog groot, so dis nie 'n spesifieke pad wat jy die hele tyd ry byvoorbeeld nie. Ja. So jy weet nie altyd waar almal is nie. Wat is die impak van navigasie dan? Is daai 'n werklike skill, of is dit nou soos jy sê, jy's linksom, lekker, hy's regsom en hy slaat 'n gat? Is daar letterlik 'n bad luck komponent? Nee, daar is nogal 'n skill hoor. Die navigator is nogal belangrik in die Dakar. Jy weet, deesdae ry ons die karre het tablets binne-in. En die roadbook, soos ons sê, is op die tablet, en jy moet 'n sekere hoeveelheid GPS-punte kry op 'n stage. En aan die einde, as jy 1 of 2 gemis het, dan is daar 'n tyd penalty vir dit. Nou, jy het nie 'n oop GPS nie, so jy navigeer basies op 'n kompas heading, en dan die inligting wat op die roadbook is, en dan as jy binne 'n sekere radius kom van 'n GPS-punt, dan gaan die GPS aan met die pyltjie, en dan vat hy jou na die middel van die punt toe, dan registreer die GPS jy was daar, en dan sit hy af, en dan navigeer jy op kompas heading en op die inligting in die roadbook. So, dis waar die navigator 'n baie belangrike rol speel, want as jy kan nou dink, as jy 3 of 4 of 5 grade uit is, of 10 grade uit is op jou kompas heading. Ja, en dis op 400 kilos, 10 kilometer, ja, dan ry jy die volgende GPS-punt mis. Jy weet, sê nou maar, van hulle het 'n 50 meter radius, van hulle het 'n 300 meter radius, van hulle het 'n 800 meter radius. Ek sien. Maar as jy 5 of 10 grade uit is, dan kan jy, as dit 'n 300 meter radius of 'n 800 meter, kan jy dit heeltemal misry. Ja. En dan
dan val die ouens, dan val hulle nou vas, of hy's op die verkeerde pad, jy weet, en dis wanneer die ouens verkeerd ry, so dis waar die navigator 'n belangrike rol speel. Sê gou, laat my dink aan, was dit Margaret Thatcher se seun, wat in sy kas in verdwaal het, maar ek kan nie onthou vir die Dakar was nie. Onthou, ek weet nie of jy die storie, hy het mos hulle moes hom gaan soek het in die woestyn. Ek dink dit was een van daai Britse verleenthede in die 70's. Kyk, dis hoe die Dakar begin het, die ou wat die Dakar begin het, ou Terry Sabine het mos daar gaan ry sommer net vir die sports, en toe hy so sleg verdwaal in die woestyn. Hy was vir 'n paar dae was hy weg. Pragtig. Kon hy nie sy pad kry nie, en toe het hy besluit, maar hy moet 'n reisies maak van die ding, maar dis nogal tricky om jou pad te kry. My magtig. So net so om daar vinnig stil te staan, so wat is daai, wanneer dit die eerste keer in die Dakar, jy weet, begin, en was hy van die begin af so gesog? Ja, obviously die eerste een was, maar ek dink het 'n paar van sy pelle mag, jy weet, en 'n paar, jy weet, ouens wat fanaties was oor sulke tipe adventures het hy genader. Die eerste een was in 1979. Maar die Dakar het baie gou gewildheid begin verwerf, as gevolg van die geweldige avontuur en die, jy weet, ouens wat hier deur die woestyn ry in die noorde van Afrika, dis mos nou koud daai tyd in Europa. Ek dink baie van die ouens wil net wegkom daar, 'n bietjie avontuur, bietjie son soek en bietjie son kry, en jy weet, terselfdertyd toe kon hulle 'n reis ry, maar dit het baie gou ontwikkel in 'n baie populêre reis. Ek wil terugkom na die navigator toe. So daai, en ek wil sê julle persoonlike verhouding, nee, hoe lyk daai verhoudings, of is dit 'n kliniese ding wat jy hoor, Piet Daas is die nuwe hotste navigator en julle doen 'n deal. Hoe werk daai verhouding? Jy weet, jy moet baie goed regkom met jou navigator, veral in 'n wedren soos die Dakar, want onthou jy sit 2 weke plus langs die ou in die kar. So dis amper soos 'n, ek sê baie keer, is baie keer soos 'n tipe van 'n marriage, jy weet. Jy as jy nie goed oor die weg kom nie, want onthou, dinge gaan nie altyd vlot nie. So daar's baie keer is 'n tricky in die kar, daar's stres, dis moeilik. Jy weet, dan moet 'n ou mekaar reg verstaan, en as jy goed regkom met 'n ou, baie keer hoef hy nie iets te sê nie, jy weet eintlik wat hy bedoel. So dis baie belangrik om 'n baie goeie verhouding te hê met jou navigator. Dis definitief 'n belangrike punt. En hulle, as ek dink nou aan rally, is daai ouens se vermoë, se bestuursvermoë, moet dit ook wêreldklas wees. As jy nou jou arm breek of wat, kan jy stuurwiel vashou nie. Nee, wat nie regtig nie. Van hulle kan goed ry. Snaaks genoeg deesdae is daar baie motorfietsouens wat eintlik baie goeie navigators maak, want jy weet die motorfietsouens in die Dakar hulle moet motorfiets ry en hulle moet self navigeer. Yes. Hulle het mos nou nie 'n navigator langs. Ja, hulle kyk hier op die handlebar terwyl hy 200 km/h ry. Yes, so baie van hulle maar raak goeie navigators, maar dis nie nodig dat die ou moet jy weet, goed kan ry of vinnig kan ry nie, want obviously as jy jou arm breek as jy nou ry, ek weet nie hoe lank jy langsaan kan sit in daai omstandighede, want dis baie meer fisies as wat mense dink ook. Jy weet, dit is, jy ry nou nie teen 30 en 40 km/h deur die woestyn nie. So die spoed is deesdae so hoog, en die fisiese impakte wat 'n ou vat is nogal heavy. So ek neem aan ook jy skit jy gaan sukkel om met 'n gebreekte arm te ry. Ek verstaan, en ek neem aan die skit faktor binne in die kar. Ja, nee, dis nogal intens. So dis iets wat 'n ou definitief reg voor moet wees. Wat is die ek wil nou sê jy het nou gepraat van kleintyd af, die setting up of the car en goeders, en ek weet mos nou Dakar, julle ouens spring daar in en maak goeders reg en by goeders. Ek neem aan dis 'n groot vereiste. Jy moet weet hoe werk 'n kar. Jy moet ek wil sê hierdie is nie net wiel omruil dinge nie. Nee, wel dit is 'n groot pluspunt as jy weet jy weet dat jy moet daarmee basiese goed weet van die van 'n kar, jy weet, want veral in 'n wedren soos die Dakar, as iets breek, dan is dit net jy en jou navigator wat dit kan regmaak, of enige ander jy weet ou wat kompeteer in die wedren.
So ons oefen, jy weet, ons oefen definitief om goed soos 'n drive shaft te kan verander. Ons dra ook 'n sekere hoeveelheid spares saam met ons in die kar. Jy weet, obviously goed wat jy vinnig kan verander, 'n steeringarm, jy weet 'n loue wishbone en daai tipe van goeder. So ek wil sê so Lego is Lego rig. Hy's juist gebou maklik net uit te haal en te vervang. Definitief, die ingenieurs wat die kar design maak dit sodat dit maklik is om te vervang. So ja, dit is maar 'n ou moet weet, jy moet die basiese goed van 'n kar kan verstaan, definitief. Hoe vinnig ry julle terloops? Wel, aan die begin was daar geen spoedbeperking nie. Ons karre word nou die spoedbeperking, ons karre word soos topspoed word beperk tot 170 km/h. Maar jy weet hoekom is dit so, Janiel? Hoekom is dit beperk? Ag, dit is maar vir veiligheid, jy weet, die ouens wil terug daar in die 80s en die 90s het die ouens met trokke 270 en 280 km/h in die woestyn gedoen. Daar's daai famous video wat ek dink is Jan de Rooy se trok verby Arie Wattenens se Peugeot gekom het teen Arie het nou die dag ek het gesien. Dit was ongelooflik. Ja, en toe sal al 'n crash met die trok. Die 4 ouens of die 3 ouens wat in die trok sit almal dood. Sure. En jy weet toe die ouens stadig net die spoed begin 'n bietjie afbring want jy weet dis maar net vir veiligheid. Die karre is so vinnig deesdae van punt tot punt. Jy weet dat hulle wil maar die topspoed 'n bietjie onder beheer hou. Maar die vinnigste wat ek al gedoen het is 208 km/h. Ja. Teen so 'n lang duin af aan was in Chili gewees. So 'n 3 km slipwys teen die duin af. Blikskor. Ja, dis vinnig genoeg waar daar nie 'n pad is nie, dit kan ek jou verseker. Ek wil sê brieke is irrelevant op daai oomblik. Ja, nee, as daar dan 'n klein bump of iets teen die duin is, dan gaan jy baie lank rol, so. Hoor jy nou, is beter om nie dit te doen nie. Ja, ek wil sê verkies ek moet nie rol nie. Reël nommer 1 en rol nommer 2 moet nie rol nie. Wat is dit so ek wat vir my interessant is van hierdie spoedbeperking wat opwindend is, dit laat my nou dink aan 'n groep N. Dis werklik nou oor na die karre is created equal of selfs soos GP2, nee, daar's 'n of F2. Jy die karre is dieselfde, nou sit regtig oor aan die talent, die bestuurder, die navigator ensovoorts. Ja. Ja, nee, hulle probeer dit is ook deel daarvan, jy weet, hulle probeer dit hulle noem die balance of performance, probeer hulle so naas moontlik aan mekaar kry. Jy weet, laat een ou nou nie 100 horsepower meer het as die ander ou nie. Maar jy weet, dan is dit unfair kompetisie. So dit is definitief deel van die ding wat hulle probeer regkry ook. Is daar ook jy weet, en natuurlik die ou met die groter budget kan nou meer regkry. Is dit nog 'n realiteit of is daar hierdie, as ek nou juist dink aan Formule 1 waar jou groter spanne, alhoewel die budget caps wat daar is dit ook iets wat in die sport is? Wel, ons het nie budget caps nie. So daar is spanne wat jy weet baie groot budgets het. Jy weet ek dink dan jy weet aan Audi wat nou deelgeneem het die laaste 3 jaar. Hulle het 'n massiewe budget gehad. Okay, hulle kar was ook baie gekompliseerd. Tipe van 'n hybrid met elektriese aandrywing en jy weet 'n binnebrand engine ook, maar hulle het 'n massiewe budget gehad. So dit 'n groter budget help jou definitief. Jy kan meer toets, dit maak net die deure oop. Jy het baie meer geleenthede om goed te kan reg doen. Jy weet jy kan elke dag nuwe bande opsit. Jy kan die beste van die beste koop en jy kan die kar so lig as moontlik ook maak. Alhoewel daar is gewigsbeperkings, maar jy kan fancy materiale koop en sulke goeders. So groot budget help definitief. Wat is so 'n budget gemiddeld? As ek nou môre die Dakar span wil begin. Dis baie moeilik om te sê. Maar as jy wil gaan deelneem in 'n topkar soos wat ek mee ry nou, soos met 'n Toyota Hilux of so, as jy nou sou wou gaan volgende jaar aan Dakar doen, dan dink ek moet jy in die omgewing van 20 miljoen rand hê om dit te kan doen. Sure. So dis 'n duur 2 weke.
Ja, wel jy kan nou sien as jy net een ou is dit 20 miljoen as jy nou 3 of 4 karre in die span is, as dit maal 4 of maal 3. Ja. Maar dit is ek bedoel dit is minimum van die Europese spanne se budget is baie groter as dit. Ek verstaan. Maar daai jy het nou gesê 3 of 4. Hoeveel karre is optimaal? Is dit hoeveel of gemiddeld per span? Is daar 'n cap of kan jy soveel inskryf soos jy lekker kry? Nee, jy kan soveel inskryf as wat jy wil, maar ek persoonlik dink optimaal is 3. Ek dink jy moet meer as 3 en as jy meer as 3 het, sit jy te veel stres op die span. Okay. Val jou mechanics en so aan jy mekaar nie, want jy het nie 3 keer die mechanics en so aan nie. Nee, jy weet, obviously dan moet jy ook te veel mense hê. Jy moet al hoe meer mense hê en dan die kanse vir goed wat kan verkeerd gaan raak net eksponensieel meer in my opinie as jy meer as 3 karre begin hardloop. So ja, dis my opinie. Jy sal sien baie spanne het 4 karre, party het 2, maar ek dink die optimaal is 3. So ek dink daai ouens wat 4 het is maar seker die filosofie hoe meer ons het 4 keer die kans, maar soos jy sê dis nie noodwendig. Exactly. Dit is die korrelasie. Ja, is 'n baie fyn lyn want die dinge kan baie gou buite beheer raak. Ek bedoel 'n span met 3 karre, as jy toe ek jy weet 'n span met 3 karre het gewoonlik 'n span die hele span saam is omtrent 100 mense. So jy kan nou dink aan die logistieke goeders alles om almal daar te kry en al die goeders. Dit raak eksponensieel raak alles baie meer gekompliseer. Is daai so gepraat nou van daai span is dit die span se verantwoordelikheid om die verblyf, die kos, die catering, al daai goeders daar van scratch af op te sit of is daar infrastruktuur wat die ouens intrek? Nee, daar is 'n infrastruktuur, so die Dakar gee vir jou 'n sekere inskrywingsfooi wat jy betaal. Ek dink dit is 8 of 9,000 euro per persoon. En daarvoor kan jy dan kos kry by die organisasie vir daai 2 of 3 weke wat jy daar is. Maar baie van die topspanne en ons doen dit ook, ons het ons eie chef. Want jy weet jy kom nie jy ry die hele dag en jy kom nie altyd, almal kom nie op dieselfde tyd in nie en jy wil maar seker maak dat jy goed gebalanseerd eet, omdat die stresse, jy weet, is nogal hoog. Wat eet julle, hoe lyk julle dieet, Janiel? Nee, jy eet net 'n gesonde gebalanseerde dieet. Ek bedoel, party dae eet jy 'n lekker stuk steak met groente en aardappels, ja, net ek wil amper sê huiskos. Ja. Dit gaan nie help as jy Kentucky eet elke dag uit energie uit hardloop. Ja. So ja, dis hoekom meeste spanne het maar hulle eie chef, net om seker te maak dat jy reg eet en jy weet baie keer in lande soos in Noord-Afrika het die ouens hulle eie chefs gehad om jy weet laat die ouens nie siek raak nie, want jy weet die ouens was baie keer die kos, die eie chef was die kos met gebottelde water. Ja, en ek neem aan die water is die wetter wat dinge kan laat verkeerd gaan daar. Presies, so dat die ouens het, ek weet toe ek in Afrika het ouens baie gou siek geraak daarso. Maar ja, so jou eie chef skakel natuurlik daai risiko's 'n bietjie meer uit. So jy het nou weet daai 400 kilos gemiddeld, wat het julle kosblikkie daar in die kar? Jy weet hoe handhaaf jy jou energie? So deur daai. Ja. Snaaks genoeg ek eet en drink presies dieselfde goed wat ek op my bergfiets drink as ek nou 'n bergfietsresies doen. Ek eet maar energy bars, ek eet maar waarvan ek hou. En dan het ek net 'n gewone elektrolyt drink wat ek drink. Ja, maar party stages kan ek het al tot 7 liter gedrink op 'n stage. Want ou sweet obviously baie in die kar. Ja. Maar jy het elke ou het maar sy eie voorkeur, jy weet. Ja. Daar's nie een ding wat werk vir almal nie. So jy kan 'n bietjie, ek ry 'n bietjie biltong saam wat ek op die open section eet, 'n bietjie 'n paar verskeidenheid van neute, miskien jy weet 'n lekker sweet of 2. Ja, so elke ou vat maar sy eie voorkeure.
Wat ek bedoel, hoeveel kilos verloor julle op 'n stage? Maar ek dink jy kan so 2 of 3 kilos verloor, maar dit is meestal maar water. Vog wat jy baie vinnig weer kan terugsit. Ja. Obviously dit hang af wat jy geweeg het voor die tyd, maar ek verloor gewoonlik so 3-4 kg op 'n Dakar. Nie meer is dit nie. Okay. Maar daar is ouens wat meer verloor. So dit hang maar af van persoon tot persoon. Ek wil 'n bietjie terugkom na Audi toe. Jy weet, so wat is interessant hierdie hybrid era? Ek bedoel dit obviously was Sainz, né, wat baie suksesvol met hulle was. So ek bedoel, wat is jou observasie? Jy weet, hoe sien jy die toekoms van die karre en so aan? Wel, ek dink, jy weet wat hulle gedoen het was nogal iets uitsonderliks. Dit het hulle vrek baie geld gekos. Jy weet, dit was 'n baie gekompliseerde kar. Dit was 'n baie interessante projek. Ek dink hulle het baie geleer daardeur. Jy weet, en al daai goed wat hulle leer kan hulle toepas eventueel op die karre wat ek en jy bestuur. Maar die een ding, jy weet wat 'n feit is, ek bedoel die Audi was hy het 'n 50 kWh elektriese battery gehad wat jy weet, en dan het hy 2 elektriese motors gehad wat die voorwiele en die agterwiele aandryf. Maar dan het hy 2 liter turbo engine, DTM is 'n racing engine wat die battery charge. Wat teen 7000 revs hardloop die hele tyd. Sure. Die Audi het net soveel brandstof gebruik soos wat ek gebruik het met my kar. Pragtig. So, net om die elektriese battery in die gang te hou. Net om het, maar as so daar's niks groen daaraan nie. Baie ons dink elektries is groen, maar daar is niks groen daaraan vir my nie. Ek verstaan. Daar's natuurlik baie voordele met elektriese aandrywing. Jy het nie 'n radkas nie, so jy hoef nie ratte te verander nie. So daar skoor hulle natuurlik. Want elke keer as jy 'n rad verander, verloor jy 'n paar millisekondes en op elke stage, jy weet, ons maak tussen 6 en 9000 gear changes op 'n stage. So as jy 'n paar millisekondes elke radverandering kan jy nou vir jouself indink. Aan die einde van 'n stage is dit 'n paar minute. Maar nou hoe gear jy af, wil ek sê? Jy weet, hoe as jy nou, ek laat my nou in my kop dink ek nou automatic wat vir my gemors is, want ek kan nie die revs opkry soos ek wil om die draai nie. So hoe negate jy daai deel? Nee, ons karre, ons gebruik wat jy noem 'n sequential gearbox, 'n radkas. So op en af. Is op en af. So jy moet deur al die ratte, as ek van 6 dae by eerste wil kom, moet ek deur al die ander ratte gaan. So dis baie soos 'n motorfiets radkas. Ek sien. Baie en my eerste is onder en dan tweede, derde, vierde, vyfde, sesde. So ek hoef ook nie die klats te gebruik om my ratte te verander nie. Ek gebruik nie die klats om weg te trek en dan gewoonlik aan breek met ons linkervoet en ons accelerate met ons regtervoet. Yes. En jy sit die ratte oor. Met daar so 'n klein sensor op die radkas, op die gearlever wat die engine vir 'n millisekonde cut sodat jy die rad kan oorkry. Ek sien. Ja. Wat nou en ek wil nie vashaak by Audi nie, maar wat het byvoorbeeld Toyota en die ander manne nou? So wat ek wil julle en julle span, julle het nou regop gesit te gekyk wat hier aangaan. Wat ek wil sê, wat's daai lesse wat julle hierdie uitvat en obviously nou nie konfidensiële goed nie, maar weet wat is daai, ek wil sê wat julle opgewonde maak oor jy weet verbeteringe of minder opgewonde? Kyk, is altyd goed dat daar baie kompetisie is, jy weet, en met Audi daar en met, jy weet, hoe meer vervaardigers daar is, hoe beter is dit vir die overall kompetisie. En jy weet, tegnologie staan ons nou nooit stil nie, so die Audi projek was 'n baie interessante en ek dink 'n baie uitdagende projek ook, jy weet, vir hulle ingenieurs, jy weet, dis 'n helse challenge om so 'n hybrid tipe kar in sulke heavy omstandighede met uitstreme temperature en goeters deur die woestyn te kry. Jy weet, om die battery koel te hou, om al daai goeters so. Jy weet, jy moet jou hoed afhaal vir daai ouens dat hulle dit reg gekry het. Jy weet, ons het 'n bietjie meer die konvensionele manier wat ons nog behou, maar ons leer ook elke dag nuwe goeters, jy weet, jy probeer ook die boundaries push, jy weet, jy try nuwe goed, tegnologie staan nooit stil soos ek gesê het nie.
En daar's heeltyd nuwe goed wat 'n ou probeer, jy weet, of dit nou op die engine of die suspensie of die geometry van die kar is of jy weet wat ook al. 'n Ou leer heeltyd, elke dag is daar nuwe goed wat kom en nuwe goed wat 'n ou partykeer help. Partykeer help met jou nie. Wat is daai Audi? Ek dink nou aan Sarel weer, nê? Wanneer laas was want Audi was obviously daai jare die rally gedomineer. Is dit die eerste keer wat hulle weer 'n bietjie in die sand rondjaag en natuurlik wat opwindend is met die Formule 1 hè, wat die manne. So dis hulle lyk baie bullish wat dit aanbetref. Ja, wel hulle het nou 3 keer hulle 3 jaar nou in die Dakar deelgeneem. Ons het dit al 2 jaar gewen met die Toyota. En hulle het nou obviously hierdie jaar het hulle gewen. Maar ja, obviously hulle het hulle motorsportprogram. Hulle gaan nou Formule 1 toe in 2026. So ja, dis definitief baie opwindend vir hulle. 100%. Jy het 'n belangrike ding genoem. Is ek wil sê hierdie klink altyd vir my as ek kyk na motorsport. Dit voel vir my hy het net 2 funksies. Nommer 1 is brand awareness, marketing. En nommer 2 dit voel amper soos 'n lab. Dis R&D om dit te translate binne terug in die padkar in. Dis 100% wat dit is. Ek dink die marketing, die brand awareness, daai is teken nommer 1 en dan die tegnologie, jy weet die goed wat die ouens straai daar, die materiale wat hulle gebruik daar. Dit translate nie altyd direk, jy weet na jou padkar toe nie. Op daai stadium nie, maar miskien 2 of 3 jaar in die lyn af. Jy weet jy het iets geleer met die engine of met wat ook al, jy weet. So dit help definitief met die ontwikkeling en verbetering van daai spesifieke vervaardiger se karre. Nou so gepraat van tegnologie en vooruitgang, jy weet, en ek wil nou stil staan by weer of teruggaan na voorbereiding toe. Jy weet hierdie simulators en so aan. Weet ek nou eendag ek sê vir 'n ou was my interessant wat hulle nou Verstappen in Hamilton en toe sê hulle my Hamilton glo nie in 'n simulator nie en Verstappen boer in ene en ek sê in my opinie is die resultate daarvan duidelik. Hoe is die simulators, hoe groot rol speel dit in die voorbereiding en is dit ek wil amper sê is dit waar jou 3-jarig, 4-jariges gaan begin in steede van op die plaas rond te jaag? Wel, definitief. Ek dink jy ou kan tegnologie stop of jy weet daar teen gaan nie. Ek dink 'n ou moet dit embrace en jy moet die goeie goed daarvan definitief gebruik. Ek dink verseker so, jy weet ek wil in Formule 1 jy weet doen die ouens baie toetswerk in 'n simulator. En dit is deel van jy weet hoe die hele ding aan mekaar sit. So definitief in die toekoms gaan dit wees. Die een ding van 'n simulator, okay, die simulators raak beter en beter, maar jy kan nie regtig daai gevoel, jy weet wat jy in jou ek sê maar in jou gat kry. Yes. Jy voel nie dit nie. Dit is altyd so dit lek nog so 'n bietjie in 'n simulator. Maar ek is seker, jy weet 'n paar jaar in die toekoms gaan hulle nog dit ook reg kry. So yes. Maar ja, nee, jy moet definitief tegnologie embrace en jy moet dit gebruik om jou te help beter maak. 'n bietjie by hoor ek het nou hier geskryf hier so Dakar staaltjies, nê? Nee, so ek wil bietjie by jou hoor wat as jy nou kyk so oor die jare, jy weet wat was het jy 'n storie wat ek wil amper sê jy het nou interessant wat jy hierso teen 208 km/h by 'n sandbult afjaag. Maar wat is 'n tel ons 'n snaakse storie? Vertel ons ek wil sê 'n tragiese of 'n bangmaak storie. Wel, ek weet nie 'n snaakse storie is nogal daar's baie stories. Ek kan nie altyd almal van hulle nou nie, maar nogal wat was vir my snaaks op die dag is toe ek was teammates met Ari Vatanen in Nissan, ek dink dit was 2004 en ons breek toe binne 200 meter van mekaar daai jaar en jy altyd is jy daar in Noord-Afrika gebring. Nou ons is in die middel van nêrens, jy weet jy so ver as wat jy kan sien, jy kan niemand sien nie.
En toe ons nou so na 10 minute daar sit, toe sien ons maar hier kom so 3 of 4 ouens aangestap hier deur die woestyn, maar hulle lyk soos AK-47 by hulle het gewere by hulle. Hulle gaan shopping doen. Nou is dit net ek en Arie wat daar sit en ons navigators en ons, maar Arie is 'n baie diplomatische ou. Ouens kom nader en hy groet hulle en baie vriendelik alles en ek staan so half een kant, ek is half bangerig. En hy kan toe gelukkig Frans praat en hy praat vlot Frans. En die ouens bied hom toe so 'n bord, ek onthou nog dit was in 'n so, jy weet daai Beetle hubcaps. Ja. So 'n bord kameelmelk aan. Maar daar dryf omtrent so 4 of 5 vliee in die melk rond. Maar ek kan sien Arie vat dit toe, maar hy wil nou, jy weet die ouens het nou guns by hulle, maar hy wil nou nie nee sê. Hy kan nie bekostig om nee te sê. Hy kan nie eintlik nie. Ek skud maar my kop, ek hoop net hulle gee dit nie vir my nie, maar hy drink dit toe maar. Ja. Hy mis toe maar die helfte van die vliee en dit is maar. Ons het lekker gelag, maar sy my ou die volgende dag, toe is hy man se maag taamlik te mekaar van die vliegmelk wat hy gedrink het. So ons het lekker gelag. Ja, net jou vriendelike plaaslike mercenary wat melk kan dra. Ek is net vrek bly hy was daar, want as ek het mos gedrink het, ek weet nie wat ek sou gemaak het. Vader. Yes. Ja, ons lag nogal oor die stories. Maar jy weet, daar's baie goed. Ek het al in Noord-Afrika, ons het die 1 jaar tussen Mauritanië en Marokko en Mauritanië die grens gekruis. Toe is daar korrupte government officials en toe ons die grens wil kruis, toe ek weer sien, toe staan die ouens, een aan my kant en een aan my navigator se kant met 2 AK-47's hier in by ons ruite en sê ons moet hulle geld gee. Sure. Anders kan ons nie deurgaan nie. Toe sê ek vir my navigator, jy beter die petty cash hierso kry, en gelukkig het ons altyd so 'n petty cash dingetjie in die kar, jy weet as jy nou uit petrol uit hardloop. Ja. Sê ek, jy beter die petty cash kry hierso, want ek wil nie meer so lank in die ding se loop vaskyk. Toe was hulle elkeen €100 gegee, maar vrek baie was daai tyd. Ja. Toe kon ons weer ry, maar ek moet jou sê, ek was nie heeltemal gerus voor ek oor die bult was, wat ek nie meer kon sien nie. Yes. So ja, daar's baie sulke. Ek wil sê dit lyk so as baie kreatiewe entrepreneurs daar, veral as jy 'n AK-47 het in Noord-Afrika, as die geleenthede is legioen. Ja, en na daai stuk dan ry jy daar so 70 of 80 km waar daar baie landmyne is. Bliksem. En jy moet so deur 'n korridor ry. Daar's sulke fakkels gepak. So jy moet in hierdie korridor bly. En ek onthou daar was altyd so 'n paar, daar was 'n KTM trok het een van die draaie gesny, toe skiet die landmyn die hele agterkant van die trok weg. Blikskorrel. Nou ons was altyd taamlik nervous as ons daar gekruis het. So ek het maar jy 'n bietjie stadiger gery. Nie te stadig gery nie. Nie te stadig. O, so jy wil juis as daai ding ontplof, wil jy al klaar verby wees. Nee, dan wil ek weg wees. So, ja, dit was nogal nerve-wracking baie keer, daai tipe goeters, maar ja, interessante stories. Hoekom het die nou jy so praat van die landmyne, ek het nou die dag hierdie weer vir Clarkson hulle gekyk met die Grand Tour wat hulle daar op die strand mos geëindig het. Dis hulle die Dakar het altyd op die strand geëindig. Ja. Hoekom het dit verander? Is dit nou net veiligheid of wat? Ja, kyk, obviously die wedren moes nou skuif van Afrika af. So in Afrika was altyd tradisie om op Lac Rose te eindig in die dorp Dakar in Senegal. So Lac Rose was so pink op die strand. So daar was altyd die laaste tyd so daar op die strand. En dit was tradisie vir jare tot in 2008 wat hulle die wedren gekanselleer het daar. As gevolg van die terroriste. Was dit hoofsaaklik die? Ja. Okay. Ja, toe skuif ons Suid-Amerika toe vir 11 jaar. En ja, toe dit nou so 'n bietjie verander. Toe is daai tradisie nou so 'n bietjie gebreek. Ons het so 1 of 2 keer op 'n strand geëindig daar of op 'n strand begin. En natuurlik nou sit in Saudi-Arabië vir die laaste 5 of 6 jaar so. Yes. Die dinge het nou weer so 'n bietjie verander daar, maar ja, dis maar die rede hoekom dit verander het. Ek verstaan, so dit was primêr veiligheid. Ja, veiligheid en ook omdat ons van lande verander het, jy weet. Die maar ek bedoel julle het daai was incentive om te skuif, wil ek sê, die veiligheidsaspek. Ja. Kyk, in 2008 ek was in Portugal, die reis so in Lisbon begin het en
dag voor ons moes begin het, toe kanselleer die Franse regering het toe die organiseerders gebel en gesê nee, die terroriste threat is te groot, hulle kan nie voortgaan met die wedren nie. So Sjoe, toe vlieg ons terug. blikskorrel. Toe kanselleer hulle die wedren in 2008. Yes, dit was daar seker almal trane in die oë daarsof as ek dink weer in daai budgets en goeders wat niks van gekom het nie. Nee, natuurlik, so ja. Hoe's die verhoudinge tussen julle weet die bestuurders en so aan? Jy weet en weer eens as ek wil sê as jy wie is die ouens wat vir jou uitstaan? Ek dink nou jy's nou jy weet Formule 1 wat Alonso 'n draai kom maak daar. En ek wil amper sê hoekom kan daai jy weet wat is missing dat jy nie noodwendig daai skill sets kan translate in 'n wen in byvoorbeeld nie? Wel, jy weet dis mos soos jy weet jy gaan nie enige ou gaan nie in Formule 1 instap en 'n Formule 1 reis gaan wen nie. Alonso gaan nie na die Dakar toe kom en dit in die eerste jaar wat hy daar is gaan hy dit wen nie. Jy weet dit so goed soos dit is maar net soos wat Federer of Nadal of Djokovic gaan nie die beste squash speler in die wêreld wen nie. Ja, jy weet alhoewel jy altyd game speel met 'n raket, dit werk net nie so nie. Ek verstaan. Elke sport het sy unieke, jy weet goed wat jy moet leer, dit vat 'n rukkie om te leer. Ek sal dit die Dakar vat ten minste so tussen 3 tot 5 jaar voordat jy dit kan wen. Pragtig. Ek was 'n teammate van Carlos Sainz vir baie lank. En Carlos het 5 jaar gevat voordat hy die wedren kon wen en hy kom van rally af, nee. Rallying wat min of meer dieselfde tipe dissipline is. Ja. Daar het jy ou so Sebastian Loeb wat 9 keer World Rally Champion is. Hy het nou al 6 of 7 keer die Dakar gedoen. Hy het nog nie een keer gewen nie. Sure. Wel, ek wil sê daai vertel vir jou die storie, nee. Ja, dis 'n unieke skill set en daar's klein goedjies wat jy moet leer. Jy weet jy moet partykeer moet jy leer as jy in hierdie omstandighede kom, moet jy net so 'n bietjie stadiger ry of hierso kan jy 'n bietjie vinniger ry en dit leer jy net deur ondervind. Ja. So daar's nie 'n ander kortpad daar nie. So die lekker ding ook van die sport, ek bedoel as ek kyk nou jy's aan science, hoe oud is die man al, nê? Nee? So dit is 'n ding wat jy nogal uit daar's vir jou 'n lekker loopbaan. Ek bedoel is dit terwyl dit opwindend is, ek bedoel kom jy op 'n punt waar dit 'n bietjie same is of bly dit exciting? Kyk, ek dink die reis in die Dakar sal altyd exciting bly want hy is altyd daar so baie goed wat verskillend is. Maar ek dink daar kom 'n stadium op in jou lewe wat jy miskien sê, okay, jy het nou genoeg gehad, maar vir elke ou dink ek verskil dit. Jy weet 'n ou so Sainz wat uitsonderlike hy's 'n uitsonderlike sportman en talent. Hy was Spanish squash champion op sy dag. Pragtig. En hy het net 'n ongelooflike drive en hy is so fiks daai ou vir sy ouderdom. Hy's eintlik 'n ongelooflike ou. So sure. Jy weet hy wil nou nog aangaan. Hy's nou 61, 62. Hy wil nog aangaan. 'n ou soos Peter Hansel is 5 jaar jonger as hy wil dalk nou stop. Jy weet so ek dink dit hang maar af van persoon tot persoon, jy weet in jou persoonlike omstandighede en al daai goeie so. Maar dit is definitief iets wat jy langer mee kan aangaan. Jy weet as byvoorbeeld miskien rugby speel op een van daai goed. Ja. Wel, en ek kan dit weer terugtrek na Formule 1 toe. Jy kom op 'n punt wat die liggaam gaan het nie of die reaksietye, nee, ek verstaan ook dat die Formule 1 is hoe jonger die ouens word, is reaksietyd wat skerper is. Ja. Nee, in die Dakar is daar baie ondervinding speel 'n baie groter rol in die Dakar as wat dit byvoorbeeld in Formule 1 speel. Formule 1 is uit en uit performance en vinnig, jy weet, en die jong ouetjies het net baie vinnige reflekse en is net bereid om baie groter kansse te vat. So ja, dis maar hoe dit is. Ek wil vinnig in terme van performance, nee, ek wil 'n bietjie terugkom na mindset toe. En ek wil sê daai margin tussen wen en verloor. Nou ek onthou jare waar ek op TV, ek het opgewonde geraak, sien ek jy's tweede, en dink ek, yes, kom Janiel, dan sit soos in, jy weet, net nie gewen en so aan nie. So ek wil by jou hoor, daai margin tussen wen en verloor, jy weet, is dit ek wil sê kom dit terug na
bad luck toe. Met ander woorde, ek het linksom gegaan versus regsom die bult. Nommer 1 en nommer 2 is hoe deel jy met daai tipe van ding? Jy weet, wat is jou proses om jy weet, gaan lê in die hoekie, suig duim 'n bietjie en dan spring jy weer op. So wat is jou proses om te deel met daai setbacks? Ja, dit is nogal interessant. Jy weet, jy kan in die dakker kan jy so teleer, jy kan op so high wees die een dag en dan kan jy op so low wees die volgende dag. Jy weet, en dit is 'n vrek moeilike ding om mee te deel, maar jy weet, ou leer dit maar doen, so hoe meer jy dit doen, hoe langer jy aangaan, dan meer jy, in die begin is dit amper moeilik om daaroor te kom, en jy top lank daaroor, en jy dink lank daaroor, hoekom het dit gebeur, maar daar is definitief 'n mate van geluk en goed wat aan jou kant moet wees. Jy weet, partykeer ry jy net, as jy 30 cm links gegaan het, dan het jy die klip gemis. As jy 30 cm regs, dan het jy die klip geslaan en jy het 'n papwiel. Ja, as jy 'n papwiel het, verloor jy minuut en 'n half tot 2 minute. En dit kan die verskil wees tussen wen en verloor op die dag. Jy weet, of selfs die wedren. So, ja. Dis maar net, jy weet, partykeer het jy net die geluk, maar aan die ander kant moet ek jou ook sê dat dit lyk ook partykeer of sekere ouens meer geluk het as ander ouens. Maar jy weet, ek dink maar net dit is net soos die lewe werk. Dit is maar net soos dit is. En ek dink jy ou moet te veel probeer lees of insien daaraan nie. Op die ou einde van die dag is dit belangrik dat jy moet so goed voorberei as wat jy kan. En jy weet, op die einde van die dag moet jy ook jou eie geluk maak ook. So, maar partykeer lyk dit asof goed teen jou is. En ongelukkig, jy weet, ons neem deel in 'n sport waar jy met 'n kar ry wat 'n meganiese ding is, en jy weet, goed kan gebeur, goed kan breek. Ek het in 2007 was ek voor in die wedren met 32 minute. Sure. 3 of 4 dae van die einde af, en toe breek my engine. Yes. Ek behoort daai reis maklik te gewen het. En, Ja. Jy weet, dit het nie gebeur nie. So, jy kan nou lank gaan sit en huil daaroor en worry daaroor, maar jy weet, dit gaan nie die result verander nie. So, ek moet maar aangaan en vorentoe kyk. Doen jy oefeninge? Daai want dit klink vir my daar's, soos jy nou teregtelik sê, daar's 'n, jy het gesê soos in die lewe, nee, dis amper daai self-fulfilling prophecy, is die glas half vol of is hy half leeg, maar wat doen jy vir mental, jy weet, voorbereiding? Doen jy oefeninge, ek weet, visualization, hoe lyk daai mental game van jou met die opbou voor jy begin toets en so aan? Saam met jou mountain biking, wil ek sê. Ja, ek doen nie vreeslik baie mental werk of voorbereiding mentally nie. Obviously, sekere mense is mentally sterker as ander, sekere ouens is swakker, sekere ouens is beter in sekere goed. Daar is ouens wat mental voorbereiding doen. Ek het dit al probeer, ek vind dit werk nie regtig vir my nie. So ja, ek dink dit hang maar van persoon tot persoon af. Soos ek gesê het, ek vind dit werk nie vir my nie, so jy weet, ek deel maar daarmee op my manier, maar ek het ook geleer deur al die jare en al die kere wat ek na die dakker gedoen het, jy weet, ou leer obviously later beter deel daarmee. As jy nou 'n afdag gehad het, dan dit pla jy miskien vir 'n halfuur, maar dan jy vergeet daarvan en jy gaan aan en jy probeer jy môre weer 'n beter dag hê. Of voel jy môre weer beter, so. Jy moet dit nie te ernstig opneem nie. Ek verstaan. Jy sê jy jou dinge, ek dink nou aan ouens wat hierdie ek het nou die Engelse naam vergeet, man, wat die ouens mos nou hy dra nou sy hangertjie of daai selle onderbroek. Jy weet. Ja. Wat ek wil sê, jy so iets wat ek moet hierdie ding aan hê. Dis deel van die resep. Nee, ek het nie regtig sulke superstitions Superstition, daar is die woord wat ek gesoek het. Nee, ek het nie regtig sulke Jy moet biltong in die kar hê, né? Dis dalk die daar moet biltong is die belangrikste ding. Ek maak seker ek vat die biltong saam. Daar's niks lekkerder as so 'n sout stukkie biltong as jy 5 of 6 ure styf gery het. Ja. Weet jy, Neil, ek wil 'n bietjie praat oor, kom ons praat bietjie day to day, jy weet, hier op die paaie. Ek bedoel, ons het gevaarlike paaie en ons het gevaarlike bestuurders.
Ek wil sê, wat is die ding, jy weet, vir die layman daar buite, wat verstaan ouens nie van spoed nie? Jy weet, dit is nie altyd spoed wat ongelukke veroorsaak nie. Maar dis my persoonlike opinie. Ongelukke word baie meer veroorsaak deur mense wat nie aandag gee as hulle ry nie, deur op hulle selfone te ry, sulke goed is wat spoed nie. As jy nou 160 ry en jy is teen volle konsentrasie op die pad, ek sê nie mense moet 160 ry nie. Jy weet, as jy baie minder van 'n gevaar vir die mense om jou is, wat jy 60 km/h ry en jy is op jou selfoon besig. Yes. Jy weet, sulke goed byvoorbeeld. Maar ek glo natuurlik, elke ou wat 'n lisensie kry, of as jy nou jou lisensie kry, moet gaan vir 'n, dit moet mandatory wees dat jy gaan vir 'n skietpan, 'n uur of 2 op die skietpan, dat jy net kan voel wat dit voel as 'n kar gly. Hoe voel dit? Hoe maak jy dit reg? Want so baie mense rol karre en gooi karre om as hulle 'n papwiel kry, of jy weet, as 'n bandbars. Nou, jy behoort nie 'n kar om te gooi as 'n bandbars nie. Dit is totaal en al onnodig. Ja, ek dink die meeste ouens spring op die briek, nee, dis maar die groot gevaar. Hulle spring op die briek en die ouens skrik en hy ruk die kar en jy weet, dan maak hy die situasie erger as wat dit is. So ja, ek dink dis belangriker as wat hulle mense leer om jy weet, hierdie wat K53 ek wou sê om te parallel park, ja. manier van jy moet in al die spieëls kyk en jy met jou hande so hou op die stuurwiel, ek dink dit is absoluut snert. Maar net op daai punt, die ironie van die stuurwiel vashou is selfs, ek bedoel ek het nou oor die jare, ek is lief om my te gaan jaag 'n bietjie op die bane en so aan, jy weet, en jy weet, ons hou tot die stuurwiel verkeerd vas, die gemiddelde ou op die pad, dis die ironie van dit. Ja, maar jy weet, dit bevorder geen padveiligheid nie. Ek bedoel, daar is nie 'n manier wat jy so ry nie. Ek ry nie so nie. As ek moet dit gaan uitpas so dan, of daai lisensie moet gaan doen, sal ek ook dop. Maar die ander ding wat ek ook, en wat my die meeste gryf van, ek bly nou in die Kaap, maar hulle moet weer op die paai sit, 'n bord wat sê, hou links, gaan regs verby. Deesdae ry almal in die regterbaan 60 of 80 km/h en die ouens draai nie meer links nie. Nou, nommer 1, dit veroorsaak 'n helse klomp verkeer. Nommer 2, dit is gevaarlik, want almal vleg nou in en uit en gaan links verby en dan weer regs in. So ek dink dit is iets, en ek het dit al vir die AA se baas genoem, dat dit is iets wat hulle moet aanspreek, want ek dink dit kan ook baie lei tot veiligheid en net dit gaan verkeer baie verminder. Ja, dit is interessant en ek stem saam met jou en ek onthou, ek bedoel ons jare natuurlik wat ons groot geword het, die polisie het jou afgetrek. Ek onthou nog hier in Johannesburg, as jy nie links gehou het nie, jy ry een hand, skielik staan hulle daar aan die regterkant te wag vir jou. Ja, en jy sien nie sulke borde meer op die paaie, hou links gaan regs of keep left pass right. Jy sien dit nie meer. Nou, ek kan nie dit verstaan nie, want dit veroorsaak geweldige verkeer. Dit is nie iets wat die ouens kan probeer verbeter. Ja, en is 'n baie maklike tweak. Absoluut. So om terug te kom na spoed toe, so ek wil amper sê speed doesn't kill. Dit is daar's 'n ek het my pa het altyd vir my gesê elke pad het sy spoed. So dis weer as jy wil 160 op die plaaspad ry, gaan jy dalk 'n bietjie meer moeilikheid soek as wat jy nou op die N1 byvoorbeeld 160 ry, maar soos jy sê, dan moet jy ook jy moet wakker wees. Jy moet nie met allerlei goed besig wees nie. Well, ek sê nie speed kills nie. Ek bedoel, obviously, hoe vinniger jy ry, en die gevaar altyd is, as wanneer jy seer kry in 'n kar, as jy tot 'n doodstop kom. As 'n kar rol, of, ek praat uit 'n resies kar, ek wil nie eintlik in 'n padkar rol met ons seatbelt wat ons dra, wat hier skuins oor jou kom nie. As jy in 'n resies kar rol, en jy kan rol vir 200-300 meter, jy gaan niks oorkom as jy nie iets slaan nie, jy weet, as jy nie 'n boom tref of 'n muur. So is daai deceleration wat die gevaar is. Dis daai deceleration wat jou doodmaak. Ek sien. So, jy weet, altyd jy vinniger jy ry, hoe meer, maar as jy vinnig ry en jy's 100% gekonsentreerd op wat jy doen, en deesdae as 'n karre, as jy mos nou, want as jy 140 ry, is dit voel amper asof jy 80 ry. Ja.
Maar mense wat nie konsentreer op wat hulle doen, wat op hulle selfone is of wat jy weet rondkyk, dis 'n baie groter gevaar. As jy teen 60 of 70 km/h ry en jy's op jou selfoon en jy gaan in die ander baan en dat jy 'n head-on met 'n ander kar, Sure. wat teen daai selfde spoed ry, ek bedoel dit gaan fataal wees. Ja. Ek wil sê is mal 2, nee, dis mos goeie ou Newton's law, is die ekwivalent van daai selfde spoed in 'n muur vasjaag. Of dubbel spoed in die muur vasjaag. Ouens wat oor rooi ligte ry en sulke goed is baie meer gevaarlik as wat jy so 'n bietjie oor die spoedgrens gaan. Ek dink net hulle konsentreer te veel op, jy weet, op spoed en nie meer op die ander goed nie. Ek verstaan. En jy het nou van die skietpan gepraat. Is dit nie juist die vinne wat oor die ekstreme kondisies in die sneeu, ek verbeel my hulle moet dis deel van hulle bestuurslisensie, so mekaar te kan 'n bietjie rondgooi. Exactly, dis hoekom so baie van hulle baie goeie braille bestuurders is. Jy weet, van hulle is van kleins af as hulle op die sneeu en hulle leer hoe dit voel as die kar gly en jy net wat om te doen, dat jy nie moet skrik nie. Dit is heeltemal normaal. Jy weet, 'n ongeluk het nie gebeur voordat jy nie iets geslaan het nie. Jy kan nog altyd die kar probeer save totdat jy iets geslaan het. Jy weet, of totdat die ding begin rol nie, maar baie ouens gee as die ding net so bietjie gly of as die band bars, dan gee hulle op. En jy weet, dan maak hulle eintlik die situasie net erger. So ek dink dit sal baie help. Ja. So gepraat van gevaar en dood en so aan. Jy weet, die veiligheid in motorsport natuurlik drasties verbeter, maar ek wil dit bly 'n gevaarlike sport. Is daar, ek wil kon sê 40 jaar gelede, dink jy die ouens is die benadering, ek wil sê is die gevaarkomponent minder in jou agterkop of is dit nog steeds iets wat jou op jou tone hou, wil ek sê? Nee, kyk, obviously, ek wil daar is 'n gevaar element daaraan, definitief. Ek wil jy ry teen 'n geweldige spoed en jy weet daar's 'n paar ouens wat dood is al wat in die Dakar en elke slag was dit as hulle tot 'n doodstop kom of die meeste van die kere. So jy weet daar is definitief 'n gevaar element, maar ek dink die veiligheid het baie verbeter oor die jare van jy weet selfs in Formule 1 en in alle forme van motorsport het die veiligheid baie verbeter en die FIA, die beheerliggaam van motorsport, doen baie om dit, jy weet, om dit te probeer bevorder. Jy weet selfs in ons sport, jy weet die sitplekke het verbeter, die seatbelts het verbeter, die overalls, die helmets het ligter geraak, jy weet die handstelsels wat ons gebruik, head and neck restraints het baie verbeter. So ja, dat 'n klomp goed verbeter en baie verbeter. Maar daar is definitief 'n element van gevaar maar jy weet daar's 'n element van gevaar as jy in die oggend uit jou bed het opstaan. Ja. Ek het nou die dag gegly in die badkamer, ek het amper my arm gebreek. So, party ouens val hulle dood in die badkamer. Ja, nee, is 'n geldige punt. Janiel, ek wil ek gesels so lekker met jou. Ek wil nou hierso in die pylvak afkom. Ek wil net terugkom na bietjie Suid-Afrika, die talent en so aan. Ja. Jy weet so wat is die stand van sake? Jy weet hoe lyk dit daar buite? Waar ek bedoel ons het ek dink nou weer so nostalgies terug aan juis groep N in die West Bank Modified Saloons en daai goeters. Jy weet ek kry die idee dis nie meer so gewild nie, maar waar's daai stepping stones? Weet wat is daai vir die ouens wat luister wat nou 'n light het of jy het net te veel geld of wat ook al, hy sê luister hierdie motorsport ding is vir my. Jy weet hoe lyk dit daar buite? Wat is daai eerste stappe? Wat is die realiteite van geld? Ek wil jy het nou gesê 20 miljoen daar, maar wat is daai grassroots realiteite wat in plek moet wees as jy hierdie as 'n loopbaan oorweeg? Ja, dit is asof die baanrenne in Suid-Afrika baie afgeneem het. Jy weet ek vat tot ons toermotors gery in die middel 90s en in die 2000s. Ons het die bane was altyd vol. Jy weet as jy na Kailami toe gegaan het of Kilani was daar 30, 40, 50,000 mense daar. Sure. En jy het net idees daarmee. Ek bedoel jy gaan so daar's 1000 mense is dit baie. Pragtig. En ek weet nie ek weet nie regtig wat die rede daarvoor is nie. Daar's miskien baie meer ander goed of wat ook al. Maar jy weet jy kan nog steeds begin hier, maar ek bedoel was 'n baie goeie voorbeeld van jy weet die van die Linde broers wat nou in Duitsland
baie suksesvol is op die baan. Hulle pa het hulle in jy weet basies in 'n tipe van 'n Polo Cup in Duitsland geondersteun. Hulle het baie goed gedoen. Hulle het eers hierso gery, hulle het die kampioenskap hier gewen, hulle het dit toe daar gewen en Is dit Henny van Linde wat al die Skyline gery het? Is dit sy lighties? Ja, dis nie sy Lighty nie. Dit is kyk ek het teen sy Lighty in toermotors gery, Sean van Linde. Dit is Sean se twee seuns. Okay. En ja, hulle doen uitstekend in Duitsland. Jy weet, die een ry vir BMW en die ander een het vir Audi gery, fabriekspanne en jy weet, hulle doen uitstekend daarso. Hulle was nou die dag nog in Suid-Afrika het hulle in die Polo Cup gery. So dit is moontlik, maar dit is moeilik. Ja. En ek dink, jy weet, hulle paar het op die regte manier gedoen. Dit het hom nie vreeslik baie geld gekos nie, maar dit het hom tog 'n paar rand gekos. Om hulle daar te kry. En as jy 'n loopbaan wil maak daarvan, ongelukkig dink ek, is die enigste plek waar jy moet Europa toe gaan of Amerika toe of iets van daai. Ek dink nie in Suid-Afrika is dit moontlik om 'n loopbaan uit motorsport mee te maak nie. Ons kon dit nog doen in die 90s en in die 2000s, maar ek dink ongelukkig is daai dae verby. En dit is jammer want ja, dit is tog lekker as 'n jong ouetjie wat hou daarvan, jy weet, dat hy 'n loopbaan kan maak uit. Maar ek dink ongelukkig in Suid-Afrika is daai dae verby. Ja, en is baie waar wat jy sê en is interessant. Jy weet, ek's nou hier 'n klip gooi van Swartkops af en is die ouens het nou ek sien hulle probeer hulle bes om net heeltyd aktiwiteite en goeders om die baan te hou en so aan, maar dit is soos jy sê, jy weet, dit is asof dit hierdie stil dood begin sterf het en hoekom? Jy weet, dit is want weer eens jy het groot handelsmerke wat geld het ensovoorts. Dit is net vir my interessant. Want die passie is nog daar. Ek glo ons sal Kyalami sal oversubscribe wees. Sal die plek wees vir kaartjies oorwees as ons môre Formule 1 wedren daar het, nie? Jy weet, so dit is snaaks. Dit is ongelooflik hoe dis eintlik snaaks hoe baie mense ons kry by die off-road racing in Suid-Afrika is nogal baie sterk en daar's 'n paar vervaardigers daar en jy weet jy kry amper meer mense by so 'n off-road race wat oor 'n baie groot area is as wat jy op die baan kry deesdae. En dit is nogal interessant hoe die goed verander het. Ja, baie interessant. Maar ja. Janiel, ag sit vir my net jou kamera weer aan man, asseblief. Ek wil net sien as ek nou vir jou dankie sê. Ons is nou. Links onder boordtyd te wees. Ja, ek kan maar net gestart kry. Ek maak hom groot. Hoe kom hulle nie nou? Okay, vat so, hy klik jy met daar is hy. Get hom. Ja, maar verskriklik dankie vir jou. Dit is fascinerend. Is lekker om 'n bietjie onder ek wil sê die bonne te kon kyk. Sê gou, hoe lyk jou jaar? Hoe lyk die dinge? Ek wil sê weer eens, wat is jy opgewonde oor? Wat is jy minder opgewonde oor? Man, ja, ons eerste wedren is nou in April, 19-20 April, daar by Malalaan. So ek gaan weer die Suid-Afrikaanse kampioenskap doen en dan volgende jaar weer die Dakar. En dan sal ons maar sien daarna. Dan is my kontrak verby, so sal maar sien daarna wat die plan is. Okay. Maar ons hou jou dop, ons like dit om jou dop te hou. En ek hoop dit is 'n goeie jaar. Thanks, ek waardeer man. En ek waardeer jou tyd, Janiel, dankie. Geen probleem. Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episodes op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episodes te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Soek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.